Welkom terug by die groot ontbyt. Ons is selfs môre oor kunsmatige intelligensie en dis daai vreemde ding wat 'n mens nooit regtig verseker is. Verstaan jy wat ek sê en dis meer maar hier is nou 'n bietjie lig in die tonnel want Pieter Botma is die mede-stigter van die nuwe Afrikaanse kunsmatige intelligensie toepassing Kudu. Ons is selfs bietjie op. Goeiemôre Pieter. Môre Pierre, hoe gaan dit? Man, alraai terug. So vir Kai jy moet vra. Hoorie Pieter, vir mense wat nie weet wat kunsmatige intelligensie regtig is nie, kom ons verduidelik dit gou-gou. Wat is KI? Om dit baie eenvoudig te stel, so jy sê jy leer 'n kind wat 'n hond is, né? So jy wys vir hom honderde foto's van 'n hond of duisende foto's van 'n hond. Eventueel stap 'n kind buite in die straat, hy sien 'n hond. Dis nie 'n hond wat hy al op 'n foto gesien het nie. Dis presies die foto's wat hy ken. Yes, maar hy weet dis 'n hond. En hy het nie daai hond gememoriseer van 'n foto af nie. Hy het die patroon herken wat 'n hond maak. En KI werk presies dieselfde, net op 'n baie groter skaal. So jy het miljoene boeke, artikels, basies die hele internet waarop hierdie modelle geleer word. En die groot deurbraak was gewees dat mense met hierdie modelle kan praat in normale taal. So as jy vir 'n model 'n vraag vra, hy gaan nie vir jou 'n antwoord soek in 'n database nie, maar hy maak 'n voorspelling woord vir woord oor wat die antwoord moet wees. Nou vir klein sake eienaars, die tannie wat die koek bak van haar huis af, hoe help KI hierdie mense? Man, dit is iets wat vir my verskriklik spesiaal is. Ek dink is omdat ek self, jy weet, nog my hele lewe lank klein sake doen en ek weet hoe mense sukkel as jy alleen werk. En om vir jou 'n praktiese voorbeeld te gee, ons het vir 'n oom 2 weke terug 'n stelsel ingesit waar hy's 'n loodgieter. So ek het vir hom 'n stelsel gemaak, hy kan op Telegram 'n voice note stuur en dan word 'n kwotasie gemaak of 'n faktuur gemaak en dit word na die kliënt toe gestuur. Wow. Die oom se dag sou gewoonlik gewees het, hy gaan werk en die aand kom hy by die huis en hy spandeer 'n uur of 2 op kwotasies en admin. Nou voor hy by die ou se driveway uit is, het die kliënt die kwotasie. Dit beteken natuurlik beter kliëntediens. En tweedens, ek dink dit is 'n tipe van 'n valuta waarin jy KI moet meet en dit is om tyd terug te gee vir jou. Ja, tyd is geld. Jy praat van die administratiewe proses wat KI kan vervang, veral as 'n mens 'n klein besigheid het om al daai administrasie te doen. Al wat jy moet doen is net om te double check dat dit alright is. Maar nou sê mense wat sê, maar wat van die tannie wat die admin gedoen het? Want elke klein besigheid het iewers 'n tannie wat die admin doen. Gaan daai tannie se werkie nou verdwyn nie? Kyk, ons kan nie doekies omdraai nie. Daar gaan take wat, jy weet, take en werke wat gedoen gaan word deur KI. Maar as jy kyk na die navorsing, en ek is geneig om daarmee saam te stem, is dat dit meer jou werk gaan verander van hoe jy werk, as wat dit jou werk gaan vat. As jy kyk in geskiedenis daar was in die 70s voor, jy weet, rekenaars om elke hoek en draai beskikbaar was daar 'n persoon in 'n kantoor wat gesit en berekeninge doen het. Dit was gewoonlik 'n vrou gewees en sy was genoem 'n komputer. Verstaan? Nou, as jy kyk e-pos, die internet, die sakrekenaar, dit het niks weggevat van mense af nie, maar dit het die manier van werk verander. Dis die waarheid. Kom ons praat nou oor kinders, né? Gaan KI kinders slimmer maak, dommer maak, huiswerk makliker maak? Ongelukkig al twee. Okay. So dat as jy vir 'n KI model sê, skryf vir my hierdie opstel, gee vir my hierdie antwoorde, daar word nie regtig gedink nie en niemand wen regtig daaruit nie, so jy spyt maar net jouself, né? Ja. Ek meen dis nou maar dit. As jy vir die KI sê, hoor jy verduidelik hierdie breuke vir my asof ek 10 jaar oud is, moenie vir my die antwoorde gee nie, verduidelik dit en vra vir my vrae tot ek by die antwoord is. Dan ewe skielik sit jy met 'n tipe van 'n persoonlike onderwyser in jou sak. Ja. Wow. En ek dink aan KI as 'n fietsie met daai hulpwilletjies, jy weet. Dit kan 'n kind verskriklik vinnig op koers kry, maar éventueel moet hy self leer balanseer, ja. Dis merkwaardig. Dit gaan op jou oor hoe mense dit gebruik en ek dink dis waar die geheim lê. Maar kom ons praat 'n bietjie oor Kudu. Daar agter op die staan daar 'n sign wat sê daar agter KI wat verstaan wat jy bedoel as jy ja nee sê. Afrikaanse toepassing in KI. Is daar nie al so iets nie? Nie waarvan ek weet nie, nee. So ons is definitief, ofwel ek dink ons is die eerste. Definitief ek dink die eerste op die App Stores in elk geval. Ek het 'n paar gekry wat nie aktief is nie, so ek weet nie of mense dit dalk begin het en nooit klaar gemaak het. Besef hoe moeilik dit is. Nooit klaar gemaak het nie, of begin het en opgegee het nie, ek weet nie, ja.
Waar het die idee van Kudu ontstaan? Hoe het dit begin? Ek het 3 jaar terug begin dit so half bou as 'n persoonlike sagte ware. Ek hou daarvan om vir myself stelseltjies en goed te bou. En laas jaar het ons 'n dogtertjie gekry en dan begin jy 'n bietjie anders dink, jy weet, oor die lewe. Jy begin wonder, jy weet, wat los ek agter, nie net vir haar nie, maar vir die wêreld. En ek het met my vernoot Martin Bester gepraat en ons het besluit ons gaan dit uitbou en dit vrystel. En die groot doel is ek wil vir my dogtertjie 'n plek bou waar sy in Afrikaans kan droom, waar sy kan leer en die nuutste tegnologie kan gebruik. Tjoe. Kudu die app. Is daar 'n manier wat 'n mens in so 'n KI-sisteem 'n kultuur kan inbou of 'n manier van die wêreld sien? Ja, so die eerste vraag wat ek altyd kry is, jy weet, ChatGPT kan Afrikaans praat. Dit kan Afrikaans praat. Dit word baie beter as jy kyk, jy weet, 'n jaar terug tot nou toe, dis baie beter en ek is dankbaar daarvoor. Ons almal wen daaruit. Maar die groot ding vir my is die kultuur. Ek dink nie 'n taal is 'n lys woorde of jy weet 'n stel reëls nie. Ek dink dit is 'n tipe van 'n ritme, dis 'n verwysingsraamwerk, is 'n manier van hoe mense praat en is, jy weet, humor. En die groot doel met Kudu vir my was dat dit 'n vriend in jou sak is wat met praat soos wat ek en jy praat. Dit moet nie klink asof dit uit 'n handboek uit vir jou gelees word nie. En ek dink ons het dit redelik goed reg gekry. Nou as mens kyk na Kudu, is daar iets van alles. Daar is van nuus tot 'n daaglikse resepte, regtig 'n wyd verskeidenheid van hulpmiddels wat jy het. Hoekom wil jy al hierdie hulpmiddels saambring? Ek wil hê Kudu moet die gebruiker deur sy dag saam met hom gaan. So hy moet in die oggend wakker word, hy moet sy Bybel kan lees op Kudu, hy moet die opvang met die jongste nuus. Die ma moet in die oggend, jy weet, resepidees kan kry vir aandete vanaand, die kinders moet kan leer. En natuurlik kan jy enigiets vir Kudu vra en hy gaan jou kan help daarmee. Aha. So dit is regtig jy weet, iets wat my hart baie bly sal maak, is as dit 'n tipe van 'n goeie vriend in jou sak word. Dis merkwaardig nie, en dis die vlak wat KI moet eventueel bereik, is dit raak deel van jou lewe, maar dit raak nie jou lewe nie, dit raak 'n hulpmiddel. Ja, presies. Ek voorspel binne die volgende 5 jaar gaan dit soos die internet wees. Ons gaan nie oor KI praat nie. Ons gaan nie weet, ons gaan dit nie noem nie. Dit gaan net daar wees. Vir wie is Kudu gebou? Is dit vir jong mense? Is dit vir alle mense? Wie is die teikenmark? Dis vir alle mense. Jy weet, as jy tegnologies meer vaardig is, gaan jy natuurlik meer daarmee kan doen. Ja. Dit het die krag om baie goed te doen. Maar as ek kry so baie e-posse van ouer mense af wat vir my sê dis die eerste keer in hulle lewe dat hulle KI gebruik. En jy weet, toe ek Kudu gebou het ook, ek het baie toetse gedoen op mense en ouer mense en vir my gesê, jy weet, vertel vir my wat sukkel jy mee? En ons het al daai goed, jy weet, so ek dink ons het redelik oor daai reg gekry dat dit maklik is om te gebruik. Jy moet letterlik net praat, ja. So jy praat net met die app. Ja, daar's 2 kante. Jy het die klets waar jy net kan praat. Ja. En dan het jy die hulpmiddels wat basies, jy kan alles van die hulpmiddels kan jy in klets reeds doen, maar dit maak dit net vir jou makliker dat jy iets insit, jy druk 'n knoppie en jy kry iets uit. Dit is merkwaardig. Dit is werklik op ons merkwaardig. Gaan dit self die manier wat ons taal gebruik om met tegnologiese platforms te gesels, te kommunikeer. Gaan dit verander? Want op hierdie stadium voel mense half as dit nie bietjie Engelsrige verwysing het nie, soos jy sê, die kultuurelement, die taalelement, dan is jy nie suksesvol. Dink jy dit gaan as Afrikaanse mense se manier van kontak maak met platforms verander? Ek hoop so. Om bietjie meer ernstig te wees, ek dink nie 'n taal, jy weet, sterf in 'n parlement of in 'n politikus se kantoor nie. Ek dink 'n taal sterf op die kombuistafel waar 'n kind sit en huiswerk doen. En ek dink dis belangrik dat kinders die nuutste tegnologie in Afrikaans kan gebruik, dat hulle, ek dink as 'n kind voel hulle taal hoort in die verlede en nie in die toekoms nie, dan het ons probleme. En dit is 'n groot ding vir my gewees. Ja. En nog 'n ding, ek hoop ander ontwikkelaars kan sien dat jy toepassings en sagteware kan bou vir jou gemeenskap en in jou taal. Daar's hy, vir jou gemeenskap en in jou taal. Ja. Dis baie lekker. Waar kry mense Kudu? Wel, is baie maklik. Jy gaan soek vir Kudu op die App Store of op Google Play Store. Of jy gaan na ons webtuiste toe, kudu.app. Jy kan hom op die webtuiste. Kudu.app. Ja, jy kan hom daar ook gebruik. En daar is knoppies wat jy kan druk wat jy na die App Stores toe lei. Ja.
Pieter, is merkwaardig. Ek is baie geïnteresseerd. Dankie vir jou tyd vanmôre. Net 'n plesier. Nou ja, dis aan Pieter Botma, die mede-stigter van Kudu, ja, KI app, wat 'n mens dalk maar kan aflaai. Vir meer inligting besoek Kudu, Koedoe, kudu.app met 2 P's. So maklik soos dit, of gaan soek dit op die App Store. Nou ja, as ons terug is na die advertensiebreek, dan gesels ons met nog op Pieter. Hierdie keer die minister vir korrektiewe dienste.